Goed, julle blaai saam met my na Galasiërs hoofstuk 5. Ons lees vanaf vers 16 tot en met vers 26. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sê hulle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En dan word nie die wet veroordeel mos nou, né? En die werke van die vlees is openbaar. Wat eintlik maar hier vir ons beskrywe is die ou lewe, die ou Adam. Die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer mekaar uittart en mekaar beny nie. Ons lees dit sover wat die woord betref. Ons gesels met u oor die gedagte van die handelinge van die Heilige Gees. Nou, as jy kyk in die Bybel, ons het laas Sondag het ook vir u genoem, die van die wat nou nie was nie, ek sê dit net terwille van julle ook. As jy kyk na dit wat Lukas daar skrywe, want hy het die boek Handelinge geskrywe, en aan wie dit opdra ook, en hoe dit eindig, dan is dit nogal baie interessant. Ek weet in ons Bybels is dit so deur die vertalers ongelukkig aangebring, die handelinge van die apostels. Dis nie die oorspronklike nie, dis net iets wat hulle bygevoeg het om het te probeer duidelik maak, maar eintlik wat ons mee te doen het in die boek Handelinge is die handelinge van die Heilige Gees. Deur die apostels en ook met die apostels. En as jy mooi kyk na die einde van die boek Handelinge, dan het hy nie 'n einde nie. Daar's nie 'n groet nie, hy eindig sommer so stom. En daarin moet 'n mens ook iets baie mooi verstaan. Dat die handelinge van die Heilige Gees het nie opgehou in daardie tydperk en dit gaan steeds voort. En ek en jy, die kerk van die Here vandag, is steeds besig om ons deel van die handelinge van die Heilige Gees te skrywe. Die manier wat jy toelaat, wat die Heilige Gees met jou werk, en in jou werk, is deel van die handelinge van die Heilige Gees, wat sedert Pinkster aangaan, en sal eindig die dag wanneer Jesus weer gaan kom. Dit moet ons in gedagte. So, dit het ons laasweek vir u gesê, daardie gedagte van die handelinge van die apostels, is eerder die handelinge van die Heilige Gees. In Johannes 16 vers 14 het ons ook gesien, hy sê en nou praat Jesus hier omtrent dit wat sal volg vanaf Pinkster se kant af, wanneer die Heilige Gees uitgestort word. Hy sê, die Heilige Gees sal my verheerlik. Met ander woorde, hy sal my op die voorgrond plaas, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort. En wat behoort aan Jesus? Die volle verlossingswerk, die volle verlossingsplan, is dit wat Jesus gedoen het. Die kruiswerk is dit wat aan Jesus behoort. En sê hy sal dit neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig, en die woordjie verkondig wat daar gebruik, is hy sal as boodskapper en interpreteerder optree, om dit wat Jesus aan die kruis gedoen het in jou en my lewe 'n werklikheid te kom maak. En dit begin by oortuiging, wanneer hy ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en ons kom onder daardie oortuiging en ons gee ons lewe vir die Here, ons word gered, dan hou dit nie op nie, hy gaan voort met 'n proses, om jou en my meer en meer soos Jesus te maak, om jou en my lewe te verander, om meer en meer die beeld van God ook te kan uitdra. En hy gebruik in dit alles, jou en my, wonder bo wonder, as medewerkers op aarde.
En gee vir die kerk, gee hy gawes, waarmee ons mekaar moet dien, en waarmee ons sy liggaam ook moet opbou. En bitter min kinders van die Here weet nie, of weet wat is hulle gawes. Bitter min van die wat weet wat hulle gawes is, gebruik dit. En eintlik kom dit daarop neer dat, as jy kind van God is vanmôre, en ek wil dit vir onomwonde sê, dat as jy vanmôre sê, ek is kind van God, ek is waarlik gered, ek is weergebore, dan het jy ten minste een gawe. Ek wil niks verder om te sê jy 2, want die gawes, daar is omtrent 17 of 18 van hulle werk gewoonlik in pare. Hulle werk nie so een nie, hulle werk so gewoonlik as een, daar is altyd 'n ondersteunende een wat saam met hom gaan. So jy het ten minste 2 gawes. En as jy dit nie gebruik nie, dan is dit misbruik. Gaan dink 'n bietjie daaroor. Dit is belangrik dat ek en jy ons gawes ook in die kerk van die Here ontdek en gebruik. Want Genesis 1, en dis eintlik waaroor ons met u wil gesels, want dit is my 'n geweldig interessante studie, en ek het in hierdie week, terwyl ek besig was daarmee, het ek nuwe dinge geleer self. En ek wil dit graag met julle deel vanmôre ook. In Genesis 1 vers 26 lees ons, en God het gesê, laat ons mense maak, en ons weet daardie ons dui op die drie eenheid van God, Vader, Seun, Heilige Gees. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En hier is 'n ding wat baie mense oor struikel en totale misvatting het oor wat is die beeld en die gelykenis van God. Die drie eenheid is betrokke, met ander woorde, by die skepping van die mens, en die volgende is onder andere ingesluit by hierdie beeld en gelykenis. Dis wat ek nou vanmôre met julle ook verder oor wil gesels. Die beeld en die gelykenis van God het nie te doen met die uiterlike nie. Die beeld en die gelykenis van God is iets innerlik. En iets wat my in hierdie week getref het ook, en ek het 7 goeders wat ek vir genoem het, en ek graag vanmôre weer met jy gaan deurwerk, is dat die vrug van die Gees is eintlik die beeld van God. Dis die beeld en die gelykenis van God, want dis goddelike eienskappe daar. Maar kan enige iemand wat ongered is, wat nie weergebore is nie, wat die Gees van God nie in hom het nie, kan so iemand die vrug van die Gees lewe? Nee. So ons sê baie keer dat ons almal is geskape na die beeld van God, ons is nie. Ons is na die beeld van Adam geskape. En die beeld van God is by die sondeval, is dit beskadig. Die mense het verloor by die sondeval. En die enigste manier om die beeld van God te herstel, is die werk van die Heilige Gees in die kind van God, op grond van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dan kom ons terug na die beeld van God. So wat het ons ontvang? Wat het Adam ontvang? Kom ons begin praat, is ons, want dit is nie ons insluit daarby. Ons moet praat van Adam, want Adam het dit ontvang. Adam het aanvanklik, ons kyk na die paar dingetjies daar, hy het lewe ontvang. Hy was ewigheid, het was in hom gewees, hy was onsterflik, sy liggaam was onverganklik, hy het geestelike lewe ontvang by sy skepping. Hy het 'n lewende siel geword, hy het mens geword. En die Here gee vir hom in die tweede plek, gee vir hom heerskappy oor alles op die aarde. Hy sê vir hom, jy moet heers, hy gee vir jou mag en autoriteit. God gee vir hom geregtigheid. En daardie woordjie geregtigheid is wat hierdie week vir my, so 'n bietjie as ek Engelse woord kan gebruik, gemesmerize. Want ek het sekere goeder oor geregtigheid het ek verstaan en ek verkondig het, en dit is niks verkeerd nie, ek staan daarby. Maar ek het iets ontdek, wat ek nie sê dat dit dieper iets is nie, maar iets verder, omtrent die gedagte van geregtigheid. En die woordjie geregtigheid, in Engels beteken dit to be a fair giver. To do the right thing. Hoekom? Omdat ek in geregtigheid herstel is, omdat ek in 'n regte verhouding, status voor God staan, I become a fair giver. God is die God van geregtigheid. Wat maak dit van hom? A fair, gracious giver. Dit het te doen met jou en my verhouding met die Here. Daardie woordjie geregtigheid, Sadik in die Hebreëus, beteken om in 'n verbondsverhouding met God te staan, waar daar niks veroordeling van sy kant af teenoor my is nie, en ek het geen aanklag teenoor hom nie, om staan in 'n volmaakte verhouding voor God. Dis hoe Adam en Eva voor die sondeval voor God gestaan, in geregtigheid. Maar hy het ook
Aan woorde dan in hulle verhouding met God was hulle volmaak, was hulle vlekkeloos geweest en hulle staan voor God totaal onskuldig voor die sondeval. Hulle staan in hulle lewe in heiligheid, en die woordjie heiligheid beteken, hulle is afgesonder en toegewy aan God alleen. Onthou ons is hier besig met die beeld van, en die gelykenis van God, waarin Adam en Eva geskaap is. Hulle staan volkome voor die Here, want die woordjie heilig, sien ons baie keer as, daai ding soos ek vir gesê het, van raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, nee, dit is die holier than thou, houding wat baie kinders van die Here baie keer het. Die woordjie heilig beteken eintlik om volkome voor God te staan. Hy het my vervul. Hy is my vervulling. Daarom is ek heilig, afgesonder vir die Here. Maar hulle het ook heerlikheid gedra, né? Adam en Eva, daar in die tuin het hulle heerlikheid van God as hulle kleding gehad. They walked in glory. Wie se heerlikheid het hulle gedra? God se. God se heerlikheid waar binne hulle gewandel het, saam met God in die tuin, het op hulle afgegee, en dit was hulle beskutting, dit was hulle kleding gewees. Hulle was bewus van God se heerlikheid. En hulle het so gelewe. En dit, hierdie paar dinge wat ek hier vir u genoem het, dit het die mens 'n beelddraer van God gemaak. En die woordjie beelddraer beteken 'n representative of God. 'n verteenwoordiger van God hier op aarde. God het die mens op aarde gestel in sy plek, en moet gesê, verteenwoordig my. En hy gee vir hom al die kapasiteit, en hy gee vir hom al die eienskappe wat hy self in hom het, en hy gee dit vir die mens, behalwe sy uitsluitlike goddelike eienskappe, almagtigheid, alwetendheid, alomteenwoordigheid, alwysheid en ewigheid, so wat God het. Daai 5 dinge het God nie die mens gegee, dis nie deel van die beeld van God. Dit behoort net aan God. Goed, so, daar die beeld. Maar wat gebeur toe? Toe Adam en Eva sondig, toe gebeur die volgende, hy het vir hulle lewe gegee, en hulle sondig, en toe sterf hulle. Hulle sterf in hulle gees, maar het ook nou sterflik geraak, nou is nie meer wat hulle was nie, né? En wat gebeur op daai oomblik, daar vind skeiding tussen hulle en God plaas, en dit word baie keer in die Bybel beskryf as dood. As jy ongered is, as jy nog nie weergebore is nie, dan is jy lewendig dood. Jy lewe dalk in jou liggaam, maar in jou gees is jy dood. Jy is afgesny van God. Jy kan nie met God communicate nie. Jy kan nie. Goed. Hulle het heerskappy ontvang, né? Die tweede ding wat ons gesê het. Hulle ontvang heerskappy, wat maak hulle daarmee? Hulle gee dit oor in die duiwel. En van daardie oomblik af toe word hy die God van hierdie wêreld. En hy rol die show. En hy gebruik hierdie wêreld om mense tot 'n val, in 'n val te hou, en hulle in misleiding te hou, in onkunde te hou met leuns. En hy sê dit vir Jesus, en ons het daaroor gepraat in Lukas 4, toe vir Jesus op die hoë berg gevat het, toe wys hom al die koninkryke van die aarde, toe sê hy vir hom wat? Ek gee vir jou, buig voor my neer, en ek gee vir jou al hierdie koninkryke, ek gee vir jou alles, want dit is aan my oorgegee. Deur wie? Deur Adam. In geregtigheid het hulle voor God geleef, maar hulle verloor dit, en hulle eindig in ongeregtigheid. Want nou sê die Bybel vir ons, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Vir wie geld dit? Is net Dawid se kinders? Of is dit almal? Dit is almal. Dit is almal ontvang verlore in ongeregtigheid gebore. Die laaste mens op hierdie aarde. Maar wat gebeur hier? Dis waar die woordjie geregtigheid inkom, as vir my besonders was. Van daardie oomblik af, onthou, hy ontvang geregtigheid, to be a fair giver. En die oomblik toe hulle sondig, toe word hy ongeregtigheid, toe word hy 'n unfair taker. Toe wil hy hê. Toe tree selfsug in. Toe gaan dit nie meer oor God nie. Dit gaan oor my. Dis ongeregtigheid. Die mens het 'n unfair taker geword. Ons wil hê. Begeerlikheid van die oor, begeerlikheid van die vlees, grootsheid van die lewe. Dis unfair taker. Dis wat ek hier raak gesien het, wat interessant is. In plaas van nou verder, hulle 'n liefdevolle verhouding met God het, wat tree in?
Die oomblik toe hulle sondig toe, wat er in veroordeling. Dadelik is hulle skaam. Hulle sit in vrees. En nou wag hulle, die Here gaan nou met ons afreken. Hulle gaan kruip weg vir die Here. En dan word hulle vlug van God af. Dan raak selfbewus. En nou is hulle nie meer bewus van hulle heerlikheid, en dis die volgende ding. Die oomblik toe hulle sondig, is hulle nie meer bewus van God se heerlikheid nie, en hulle eie heerlikheid nie. Wat is hulle van bewus? Ons is sonder heerlikheid. En hulle sien hulle self. Ons staan ontbloot voor God. Ons staan naak voor die Here. Judgment. Daar eindig die mens. En van daardie oomblik af het God na die mens begin soek en begin roep. En die eerste roep was Adam, waar is jy? Adam moes net erkennend gesê, Here, ek het gesondig, maar het verskonings ingebring, né? En dis waar die mens maar vandag nog steeds is. As ons onder oortuiging kom en die Here praat met ons, wat doen ons? Ons paas die bol. Ons gaan soek oorsaak en rede by ander goeders en by ander mense in plaas van om dit self te vat. Ons het elkeen 'n verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid voor die Here. Maar straf tree in en hulle is geskei van God, hulle staan naak, hulle staan ontbloot, veroordeeld en skuldig voor God. En nou kan ons met alle reg kan ons sê, hulle staan nie meer heilig voor die Here nie. Want hulle staan in 'n verhouding nou tot die wêreld en tot sonde, anders as voor die sondeval. Hulle is nie meer afgesonder vir God en vir God alleen nie. Dis, hulle het hulle geregtigheid, hulle heerlikheid, hulle heiligheid verloor. Die beeld van God is sedert Adam beskadig en besmet. En dis met daardie besmette, beskadigde beeld wat elke mens nog van daai dag af nie gebore word. Want Adam het die hele mensdom, as federale hoof van die skepping, het hy die hele mensdom in hierdie toestand ingedomp. En dis wat Romeine 5 baie duidelik leer. Deur een mens het sonde in die wêreld ingekom, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring. Daar's nie uitsonderings. Dis die toestand waarin die mens gebore word. Nou vra ek die vraag, is die mens in sy verlore, sondige, gevalle toestand steeds 'n beelddraer van God? Nee, kan nie wees nie. Want dit wat ons mee geëindig het, of Adam mee geëindig het, was nie meer die beeld van God. En het is interessant, as jy Genesis 5 gelees, dan sê ons, Adam, sy kinders is gebore na sy beeld. Nie meer na God se beeld gebore, hulle word gebore na Adam se beeld. Mense lees dit mis. Kan ons dit wees in ons natuurlike toestand? Beelddraers van God? Kan ons? Nee. Kan ons heilig wees? Kan ons heiligmaking beleef sonder die Heilige Gees? Nee. Kan ons God verheerlik in ons natuurlike toestand? Nee. En dis hoekom dit so belangrik is dat 'n mens moet gered word. Mens moet weergebore word, want die redding is nie net van sonde nie. Die Here red ons van onsself. Hy red ons van ons verlore, sondige godsbeeld, dat ons gered kan word, na sy beeld, herstel kan word. Kan 'n mens God se verteenwoordiger op aarde wees sonder inwoning? Nee. Kan ons 'n verhouding met God hê as 'n verlore sondaar? Nee. Ek wil jy moet sien hoe belangrik dit is dat ons gered moet word. Dat ons herstel moet word, dat ons moet weergebore word. Anders gaan ons in daai toestand gaan ons sterf. En dan kom dit in wat mense baie keer vra, hoe kan 'n God van liefde mense hel toe stuur? God stuur niemand hel toe nie. Hy keer almal. Want hy het sy seun, hy het die kruis in die pad gesit. Ons is almal op pad. Hou net aan. Bly net aan soos jy gebore is. En jy gaan nou eindig. Dis nie God wat jy dan stuur nie. God het sy seun in hierdie wêreld gestuur, dat die wêreld deur hom gered kan word. Dis God se plan. Dis God se hart. So, hoe is duidelik, so Pinkster span die kroon dan op God se raadsplan. En dit is die skepping en die herstel van God se werk in die mens. God gee sy seun. Mense vra baie keer, nou hoe pas die drie eenheid in
by hierdie prentjie. God gee sy seun. Ek gaan net vir 'n paar ander dinge ook noem wat interessant is, wat mooi is. God gee sy seun. Jesus gee homself. Jesus gee die Heilige Gees en God word verheerlik. God gee sy seun want hy is lief vir die mens. Jesus gee homself want hy is lief vir God en hy is lief vir die mens. En Jesus gee die Heilige Gees want hy is lief vir die mens. Die Heilige Gees gee homself en hy kom woon in ons midde want dit is God wat werk in julle, met julle. Die een se werk het nie opgehou nie. Maar die Heilige Gees doen dit en maak dit wat Jesus in plek gesit het met die kruis en met sy opstanding. 'n Volkomme versoeningswerk, vergifnis en al daardie dinge het Jesus in plek gesit en die Heilige Gees maak dit in my en jou lewe 'n realiteit. Wanneer ek weergebore word, dan begin 'n proses waar ek verander word. Meer en meer soos Jesus. Meer en meer na die beeld van Jesus. Meer en meer na die oorspronklike beeld van Jesus. Maar daai proses kan nie begin as dit nie by wedergeboorte begin het nie. Ek het gaan sit in die week en ek het so 'n bietjie prentjies het ek ook bymekaar gaan sit. En dit wil ek vanmôre met julle deel ook. Net om so 'n bietjie 'n diagrammatiese voorstelling te maak van hoe ek dit sien. En ek hoop dit maak vir julle ook sin. Die drie eenheid van God is betrokke ook by die redding en die herstel van die mens. Net soos wat die drie eenheid van God laat ons mense maak. Kan ons sê laat ons mense herstel. Laat ons hulle terugbring na die beeld van God. Laat ons hulle terugbring na hulle oorspronklike skepingsdoel toe. Dis die werk van God. So, die eerste een, iemand het my mooi gesê in die week, so ietsie ook gestuur wat my kosbaar was ook. It's the Father who gives grace. The Son reveals grace. The Holy Spirit teaches grace. Dit is my so mooi by mekaar gemaak. Kom ons vat gou die eerste enetjie. It's the Father who gives grace. Vader se liefde, sy genade stuur hy sy seun na hierdie wêreld. Ons almal ken Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis die eerste een. The Son reveals grace. Net stadig. Jesus, in die Ou Testament lees ons 'n profesie wat hy sê, Vader, ek kom om u wil te doen. U wet is in my binneste geskrywe. In die boekrol is dit my voorgeskrywe, ek kom om u wil te doen. Ek het lus, o my God, om u wil te doen. Dis 'n profesie omtrent Jesus. En Jesus kom en hy kom vervul daardie wil van die Vader. Vader wil mense red. Genadig, barmhartig, liefde. En Jesus, hier is ek. Onthou, God is 'n God van geregtigheid. Hy is 'n fair giver. Maar hier doen hy iets anders. Hy gee wat nie fair is. He brings grace into the picture. En hy gee vir my en vir jou wat nie fair is nie, want ons verdien dit nie. Hy gee vir ons sy seun. Hy gee vir ons alles wat nodig is dat ons herstel kan word. Sien, God se genade en God se geregtigheid kom by mekaar uit. Maar Jesus gehoorsaam, hy gee homself. Hy het homself oorgegee en hy sterf aan die kruis in jou en my plek. Hy sterf vir jou en my sonde. Hy staan op uit die dood as oorwinnaar oor die sonde en oor die liggaam en oor die dood. En hy maak dit moontlik en hy sit dit in plek vir elke mens om ook te kan sterwe vir sonde en te kan opstaan in 'n nuwe lewe. En as nuwe mens kan lewe. En toe hy klaar is, toe stuur hy die Heilige Gees. En van die Heilige Gees het hy gesê, wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig, Johannes 16 vers 8 tot 11, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Sonde, geregtigheid, oordeel. Waar het dit net toe ingekom? By Adam. Hy kom oortuig die mens dat hy in Adam is. Hy kom oortuig die wêreld dat julle almal onder Adam is.
En julle moet uitkom. En julle kan uitkom. En julle sal uitkom as julle my glo. As julle gaan aanvaar. Sê die Heilige Gees, the Holy Spirit, teaches grace. Hy trek mense. Hy kom woon in ons. En wat kom werk hy in ons? Ons praat almal partykeer so op 'n baie oppervlakkige manier van die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees, ek het in die begin gesê, is niks anders as die karakter van Jesus. Dis die karakter van God nie. Kom gaan verder, nou moet julle mooi oplet. Die vrug van die Gees is die beeld en die gelykenis van God wat verlore geraak. En nou kom werk die Heilige Gees dit opnuut in die kind van God. Dat ek en jy na die beeld van God kan begin wandel. Ek gaan net vir u wys teksvers. Want ek gaan nie vir iets sê as ek nie skrif het nie. Maar daar is die prentjie. God drie-enig. Nou wil ek net vir u wys, daar is so 3 sirkels wat ek daar het. En elke kleur het vir my ook 'n betekenis. Nou nie spesifieke simboliese kleur nie, maar net hoe ek dit iets wil voorstel. Die eerste wys vir ons Adam as mens na die beeld van God geskape, né? En ons sien hom liggaam, siel, gees. En sy liggaam volmaak. En sy siel as mens volmaak. En sy gees volmaak. Hy staan voor God sonder gebrek, hy staan met lewe, hy staan met heerskappy, hy staan met geregtigheid, hy staan met in 'n verhouding met God, hy staan as beelddraer van God, hy's in heiligheid, hy's in heerlikheid. Dis Adam voor die sondeval. Volmaakte verhouding met God staan hy daar, in sy liggaam, siel en gees. Na die sondeval. Lyk die prentjie so 'n bietjie anderste. Nou is hy dood en hy sterflik. Hy heers nie meer oor sonde en oor die wêreld, hy word 'n slaaf daarvan. Hy word 'n slaaf van hierdie skepping, in plaas dat hy moes geheers het. Hy leef in ongeregtigheid, hy's nie meer 'n fair giver nie, hy's 'n unfair taker. Hy's geskei van God. Hy's onheilig voor die Here, want hy's nie meer afgesonder vir die Here alleen nie. Hy dra geen heerlikheid nie, en die beeld is beskadig. Dis die mens, na die sondeval. Dis nie net Adam daai nie, dis ek en jy. Dis hoe ons gebore word. Al word jy in 'n pastorie gebore. Ek pik nie op Rinus nie. Maar dis die lot van elke mens, of jy nou in watter plek gebore word, onder watter omstandighede ook gebore word, ons word almal in sonde ontvang en gebore, daar's geen uitsondering nie. Geen. Want as daar 'n uitsondering was, hoor dit mooi wat ek nou vir jou sê. As daar een uitsondering was van iemand wat nie in sonde ontvang en gebore is, dan beteken dit, Jesus het nie vir jou gesterf. Dan was jy nie ingesluit by sy verlossingsplan nie, want jy het dit nie nodig nie. Aanvaar dit. Want dis die boodskap van die Bybel, nie myne nie. Maar wat gebeur toe? Toe kom Jesus op die toneel, die derde prent. En wat jy daar moet raak sien ook, is dat sy gees nie binne, daarom is eintlik geel gewees, ek weet die klip ergens mixed up geraak. Maar daai geel is sy gees volmaak. Hier is sy gees swart, donker. Sy siel is donkerblou, besmet. Want sonde besmet jou siel. En sy liggaam is sterflik. Besig om agteruit te gaan. Of as iemand my wil verskil? Dat jou liggaam nie agteruit gaan nie? Kyk net 'n bietjie in die spieël, jy gaan dit gou sien. Dit geld vir die mans en die vrouens. Die vrouens steek dit net beter weg. Maar ons is almal besig om dood te gaan. Ek net so terloops, dan sê iemand, gister lees ek dit weer. Hy sê pensionaris is die gevaarlikste werk op aarde, want niemand het dit nog ooit oorleef nie. Right. Maar jy sien dit daar raak, né? Nou kom ons by die derde prentjie. Die nuwe mens in Christus. Sy gees 100% herstel. Die dag wanneer jy gered word, die dag wanneer jy weergebore word, is jou gees, die sentrum van jou lewe, word
100% herstel kan. God kan niks verder aan doen nie, hy kan hom nie verbeter nie. Jou gees is volmaak herstel. Daai deel van my menswees. My sielsdimensie, waar my denke is, waar my gewil is, en al die dinge, is besig om te verander. Sien, as jy met donkerblou nie, dit word ligter, né? Dis 'n proses, dis die proses van heiligmaking, waar ek verander word, meer en meer na die karakter, die beeld van Jesus toe. En my liggaam, sorry, is nog op dieselfde plek. Maar, hier kom die verskil, hier die ding in. Nou het ek en jy 'n belofte van die opstanding. Nou het ons 'n belofte, want Jesus word in die Bybel verwys as die hoop van ons heerlikheid in ons. Christus in my is die waarborg dat my liggaam gaan verheerlik word. In Johannes 3, vers 2. Ons sing dit. Kyk wat 'n liefde die Vader bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En ons weet dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, liggaam, siel en gees. En elkeen wat hierdie hoop in hom het, reinig homself, soos hy rein is. Daar is die antwoord. Dis wat nou gebeur. Nou is die nuwe mens in Christus. En dis dinge wat in die Bybel duidelik vir ons gegee word. Die nuwe mens in Christus, die Bybel sê, en julle het hy lewend gemaak. Hy praat in Efesiërs 2 vers 1 daarvan. Julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade, deur die vaders oorgelewer. Nou kan ek en jy heers oor sonde, oor die duiwel, wat hy aan jou en my mag gegee. Aan almal wat hom aangeneem het, Johannes 1 vers 12, het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie in die wil van die mens of die wil van 'n man nie, of die bloed van 'n man nie, maar uit God gebore. Dis wedergeboorte. Nou kan ek heers. Nou hoef ek nie meer 'n slaaf van sonde en van die wêreld te wees nie. Ek kan heers. Ek is nou in geregtigheid. Die Here het my verander na 'n unfair teiker en hy het my 'n hart gegee soos syne geregtigheid. Ek staan volmaak voor God, geen veroordeling en ek word soos hy 'n fair giver. En dis 'n nuwe mens. Nou staan ek in 'n verhouding met God. Want is daar nie judgment tussen mense is nie, is daar nie voorwensels is nie, is daar nie enige veroordeling is nie, dan is daar mos nou vir 'n lekker verhouding. Gemaklike verhouding, maar 'n eerbare verhouding. Wat ek en jy moet hoog ag. Dit is waar ons eindig. Ek is nou geheilig, want ek is afgesonder vir die Here. Die dag wanneer jy gered word, is jy geheilig vir God. Ek behoort afgesonder vir die Here te lewe. Toegewy aan die Here, want hy het my volmaak in my gees kom herstel. En nou moet ek my liggaam, en my hele wese moet ek tot beskikking van God stel, Romeine 6. Ek is diensbaar aan God, en heerlikheid wag. Ek het 'n verwagting wat die Here gaan kom klaarmaak. Goed, julle is met my. Goed. Ek bekommerd oor die tyd gewees, maar ons nog baie tyd. Goed. So die sondeval se uitwerking, vat dit gou vinnig saam. Hulle het lewe ontvang, hulle sterf in hulle gees en hulle liggaam. Hulle het heerskappy ontvang, hulle eindig in slawerny, diensknegte. Hulle het geregtigheid ontvang, hulle eindig in ongeregtigheid, veroordeel en skuldig. Hulle was beelddraers van God, maar nou is dit geskaad, hulle is nie meer representatives of God nie, want hulle kan nie. Hulle het heerlikheid ontbreek, hulle het sterflike liggame. By die kruisiging, opstanding, Jesus sterf vir ons ongeregtigheid en hy maak ons lewend. Hy wek ons op. Hy gee vir ons geregtigheid as 'n geskenk. Hy sit geregtigheid op jou rekening. Wie se geregtigheid? Syne. Ek wil jy moet hierdie mooi vat. Die dag toe Jesus jou red, die dag toe jy Christus aanneem as jou verlosser en saligmaker, het jy hom aanvaar ook vir sy geregtigheid. En hy sit sy geregtigheid, met ander woorde, daardie verhouding wat hy met Vader het. Daardie volmaakte, geen veroordeling. Hy sit daardie op my en jou rekening en hy bring ons in die regte verhouding met God, want hy het met sonde gedeel. Hy het sy seun daarvoor gestraf. Sy seun sterf daarvoor, sonde is uit die pad uit. Oordeel is uit die pad uit. Dat ek en jy voor God kan staan in geregtigheid. Sy geregtigheid. Yes.
is my verstomming. Nou gebruik ons in teologiese terme 'n uitdrukking wat sê, die Here het geregtigheid aan my toegereken. He put it on my account. His righteousness. Hy het dit op my rekening gesit. Wat moet ons nou daarmee maak? Well, happy go lucky. Nee, nou kan ons lewe soos ons wil. Want ek weet nie. Nou is ek op pad hemel toe en ek hoef net weer gevolge te dra nie. Nee. Nou moet toegerekende geregtigheid, moet toegepaste geregtigheid word. Nou moet dit wat God op my rekening sit, moet uitwerk. Hoe kry ek dit reg? Nie effort nie, sorry. Nie ek moet hard probeer nie, nee. Maar in die mate wat ek en jy vervul is met die Heilige Gees, is die mate wat geregtigheid, God se geregtigheid, die Jesus lewe by jou en my sal uitwerk. Maak dit so? Ek hoop van harte so. So nou is die beeld van God word herstel. In 'n proses van heiligmaking, die vrug van die Gees begin te vorm. My gees is herstel aan die beeld van God. My siel in 'n proses om herstel te word. My liggaam gaan herstel word, ek het die belofte daarvan. Ons gaan eers by die wederkoms. Wanneer Jesus ons hom sal sien soos hy is, gaan ons liggaam, siel en gees volmaak na die beeld van God herstel wees. Ons sal wees soos hy is, omdat ons hom sal sien soos hy is. Dit kom. Intussentyd is daar 'n proses, wat ek in my siel, in my mensheid, meer en meer soos Jesus kan word, moet word, sal word. Ons is intussentyd is ons draers van sy heerlikheid in ons. Dit gee vir ons hoop en verwagting. So redding, wedergeboorte, herstel tot 'n groot mate die impak van die sondeval waar die beeld en die gelykenis van God ernstig geraak is. Verlore geraak. So hier is die woord wat ek net vir julle wil gee, om my af te sluit. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak, en kyk as op die regte plek is. Yes. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade. Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore ook verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. As hy sê hy het ons gered om gelykvormig te wees aan sy beeld, wat beteken dit? Wat is die implikasie daarvan? Ons is nie. Ons het iets en iemand nodig om die beeld te herstel. En iets kan alleenlik herstel word wat beskadig is. Met logika reg? Efesiërs 4 vers 24 sê, en julle, nou is nadat ek gered word, wat moet gesê, en julle moet julle self met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Die beeld van God kom na redding. Reg. Nou moet ons wees wat ons deur Christus potensieel is. Julle moet fyn kou. Wat ek vanmôre vir julle sê, want hierdie is ontsettend belangrik. Hierdie is God se raadsplan, die herstel van die mens. En as ons dit nie verstaan nie, gaan jy allerlei snaaks goedjies inbring, maar hierdie is so logies as wat ek dit kan doen. Efesiërs 4 vers 24 het ons nou na gekyk, 1 Petrus 2 vers 9. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk as eiendom verkry, om te verkondig, ek het dit 2 keer gesê, die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Ons behoort aan die Here. 2 Korintiërs 3 vers 18. Hierdie is 'n belangrike teksvers. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, onthou, kom stop met gedaan. Hoekom sê onbedekte gesig? Moses, toe hy van die berg van verheerliking afgekom het, of van die berg afgekom het, nie van die berg van verheerliking, of van die berg afgekom het, toe sy aangesig geskyn, né? Want hy was so lank in God se teenwoordigheid gewees, in God se Shekinah glorie, dat dit op hom afgegee het. En toe hy van die berg afstap, toe stap hy met daardie heerlikheid tussen die mense, en hy het nie geweet. Die mense het geskrik.
Wat het toe Moses gedoen? Toe gooi hy, ons gebruik nou maar die Engelse woord, toe gooi hy 'n vyl oor hom, om het te keer. Want die mense was verskrik in hulle toestand, om vir Moses te sien, met soveel van God se heerlikheid in hom, oor hom, dat hulle nie dit kon hanteer. En toe het hy sy aangesig bedek. Maar nou, ek en jy as kind van die Here, het die toegang en die vrymoedigheid tot die heerlikheid van God. En ons kan tussen mense verskyn. En ons hoef dit nie te bedek nie. Hoekom nie? Want ons dra nie dieselfde mate as Moses nie. Ons staan met onbedekte gesig. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, want die wyl is in elk geval weggeneem, ons kan met vrymoedigheid na die Here toe gaan. Ons hoef nie soos Moses bang te wees en versigtig te wees, so ons kan met vrymoedigheid, met eerbied gaan. Maar terwyl ons met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, wat is spieelpad hiervan? Hoor. Terwyl ons in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid beteken, heerlikheid is herstel, heerlikheid gaan toeneem. As deur die Here wat die Gees is. Dis die werk van die Heilige Gees. Terwyl jy die woord van die Here lees, hoor nou mooi, dit is belangrik nou vir julle gaan sê. Terwyl ek in die woord lees en ek bestudeer die woord van die Here en ek bestudeer Jesus en sy kruiswerk en die genade en die geregtigheid van Jesus en ek sien dit en ek sien my nuwe identiteit. Ek sien wat die Here vir my gedoen het en wat hy op my rekening gesit het. Hy sien wat hy gemaak het, waarmee hy met my op pad is. Terwyl ek na dit kyk en ek sien die heerlikheid van die Here, wat gebeur met my? Ek word verander. Hoe meer tyd jy met die woord spandeer, hoe meer jy in die spieël kyk, hoe groter en hoe dieper is die verandering in jou lewe. En ek word verander van heerlikheid tot heerlikheid deur die Heilige Gees. Maar dieselfde beeld. 1 Korintiërs 15 vers 49, die laaste versie, en net soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Hierdie stadium is die beeld van God tot 'n groot mate herstel, maar nie volkome. Dis 'n belofte. Soos ons almal die beeld, ek gaan net so 'n woordjie insit dat julle dit kan beter verstaan. Net soos ons die beeld van Adam gedra het, so sal ons ook die beeld van Jesus dra. En dit begin by wedergeboorte. En dit loop uit en eindig by verheerliking. Wanneer ek liggaam, siel en gees 100% soos Jesus sal wees. Soos wat Adam voor die sondeval as beeld van God herstel. Nou is die vraag, waar is jy? Want jy is vanmôre op een van twee plekke. Net twee. Jy is vanoggend nog of in Adam, want jy het nog nie Christus as jou verlosser en saligmaker as jou Here aangeneem dat die proses van verandering en van vernuwing kan begin nie, of jy's in 'n proses. En hier kom 'n belofte van die Here in Filippense 1 vers 6. Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Christus Jesus. Is God besig met jou? Verander jy? Verbeter die beeld. Is ek, soos wat ons gesien het, daar 'n paar eienskappe. Ek lewe ontvang. Wat nie van biologiese lewe nie, maar geestelike lewe. Lewe ek in geregtigheid voor die Here, I'm a fair giver. En ek staan sonder veroordeling voor die Here, want my sondes is vergewe.
Ek lewe in heerskappy oor sonde. Ek is nie 'n slaaf vir een of ander gewoonte of een of ander wêreldse ding nie. Dis 'n heerskappy. Ek staan in 'n verhouding met God. Ek is heilig aan die Here, ek is toegewy aan God alleen. Ek is 'n beelddraer van God aan the construction. Ek het so kan sê. En ek wag op sy heerlikheid. Waar is jy? En dis waar ek die Heilige Gees vertrou vanmôre. Want hy sal vanoggend in hierdie oomblik in jou hart vir jou presies sê, waar is jy? En jy gaan dit of erken, of jy gaan jouself probeer regverdig. En jy kan dit nie doen nie. Maar jy gaan probeer, want mense probeer al vir eeue om dit self te doen. Ek is nie so bad nie, want kyk, ek vergelyk my met iemand wat baie erger as ek self is, en dan vind ons regverdiging daarin, gaan meet jou aan die beeld van God, wat hy wil herstel. Jy het al by jou begin. Antwoord die Here vir my. Amen. Kom ons bid saam. Ekskuus tog. Maar daar's 'n teksvers wat ek nie vergeet het. Of net 'n samevatting wat ek gegee het. Die handelinge van die Heilige Gees is om dit wat Adam verloor het en Christus herstel het deur sy kruisdood en opstanding 'n krag en 'n werklikheid in ons lewens te kom maak tot eer van God. Kom ons bid saam. Vader, ons eer en ons aanbid U vir 'n groot werk, vir 'n wonderlike raadsplan wat alleen in die Godheid kon ontstaan het om die mens weer te herstel na die beeld van God. Ons erken, Here, dat ons as mens almal in sonde ontvang en gebore word, in ongeregtigheid gebore word, en dat ons, wat die beeld van God betref, die gelykenis van God, nie kan aanspraak daarop maak dat ons U beelddraers op hierdie aarde is, van geboorte af, van nature is. Daarom is dit so waar wat U gesê het, wel in 'n ander konteks gewees, maar U het tog gesê, in 'n bepaalde konteks, dat U gesê het, sonder my kan julle niks doen nie. Maar dankie Here dat dit God is wat in ons werk, om te wil, sowel as om te werk na U welbehae. Here, ek herinner U aan U woord vanmôre, U wat gesê het, U wat 'n goeie werk begin het, dit sal volëindig. Here, gaan voort om ons te verander na U beeld, om die vrug van die Gees in ons lewens te vestig, en dat ons die gawes van die Gees, die vermoëns van God, ook sal uitlewe na mekaar toe en na hierdie wêreld toe om hulle te bedien. Here, maak vir ons boodskappers, ook van hierdie woord, van hierdie waarheid. En dankie vir dit wat ons kon geleer het, dat ons kon ontdek het uit U woord. Dankie vir U plan, U wil vir ons as mens, is om nie verlore te gaan, maar om die ewige lewe te hê. Om weer lewend gemaak te word, herstel te word na die beeld van God. Here, U ken ons harte. En ek bid dat U vanmôre met die oortuiging oor mense sal bly, wat vanmôre dit besef het. My saak met God is nie reg. Ek het nog nie op daai punt gekom nie. Here, laat hulle nie met rus nie. Totdat hulle voor U sal buig en sê, Here, kom herstel my ook asseblief. Ons eer U, ons dankie vir U woord in Jesus se naam. Amen.